Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag, as ons nog nie ontmoet het nie, ek is Gerard en dis my voorreg om vir jou vandag baie welkom te sê by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ons het verlede week met 'n nuwe reeks begin en ons is baie entoesiasties, baie opgewonde. Ons glo regtig dat die Here ook in ons lewens iets besonders gaan doen deur hierdie reeks van 3 boodskappe. Maar voordat ons dan vandag aangaan met die reeks, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, dankie dat ons die voorreg het om tyd eenkant te sit. Dankie Here dat ons die geloof kan hê, die vertroue dat U in ons aan die werk is. Dat U vir ons is, dat U met ons is en dat U in ons is. En Here, dankie dat ons dan vir mekaar kan bid vir hierdie tydjie wat voorlê, wat ons saam kuier uit die Bybel uit. Dat U dit sal gebruik, dat U dit sal seën, dat die Heilige Gees regtig vir ons verligte oë hier binnekant 'n begrip sal gee van dit wat U ook in ons lewens werk, in ons lewens vir ons sê en ook deur ons lewens wil doen. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So ons reeks se titel is Sy glorie, ons geldige storie. En ons het die reeks laasweek afgeskop met 'n kragtige waarheid. Daar's allerhande gebeurtenisse in hierdie wêreld, maar die nuus lig net sekere gebeurtenisse uit. En die nuus wakker allerhande vrese by mense aan en dit dryf mense na 'n tipe lewe toe. Ek en jy as mense wat in Jesus glo, lewe met ander nuus. Dit beteken nie die nuus in die wêreld is nie belangrik nie. Dis baie belangrik dat jy weet wat in die wêreld aangaan, want ons bid vir die wêreld en Jesus is koning van hierdie wêreld. Hy wil dinge in hierdie wêreld nuut maak. Maar dis juist die nuus waarmee ek en jy lewe. Daar's ander nuus, groter nuus en dis goeie nuus. God se koninkryk het naby gekom. Jesus is koning en ons kan nou nuwe lewens lewe. Die nuus wat Jesus bring is nie fake nuus nie, dis geldige nuus. Dis nuus waarop jy jou lewe kan bou. Wanneer die Hebreërskrywer skryf oor die bestendigheid van Jesus en sy koninkryk, stel hy dit so: Jesus Christus, Jesus die gesalfde koning, gister, vandag, tot in ewigheid, dieselfde. Die bestendigheid, die betroubaarheid van Jesus en God se koninkryk is geldige nuus waarop jy jou lewe kan bou. En wanneer die Hebreërskrywer hierdie bestendigheid van Jesus en sy koninkryk beskryf, dan skryf hy juis ook oor finansies. Ek en jy word bemagtig. In hierdie wêreld is daar, as dit kom by ekonomie en finansiële nuus, allerhande vrese wat in mense aangewakker word. Mense lewe met angs en stresvlakke wat baie hoog is. Want dis wat die nuus sê. En daai vrese dryf mense na meer. Ek moet meer hê, ek moet meer geld hê, sodat my lewe en die mense wat saam met my is, my geliefdes se lewe veilig is. Dis hoe die nuus in die wêreld werk. Maar ek en jy wat lewe met die goeie nuus, ons lewensverhale, ons stories word geskryf met 'n ander opskrifie. Jesus is die Here. Ons lewe ook nou ander stories, 'n ander lewe. Hier is hoe die Hebreërskrywer my en jou lewe beskryf, wanneer dit kom ook by ons finansies. Hy sê, Hebreërs 13 vers 5 en 6, julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie,
en ook nie in die steek laat nie. Sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie bang wees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Die Hebreërskrywer sê, die bestendigheid in Jesus se koninkryk is direk gekoppel aan 'n belofte wat God maak. Dieselfde belofte wat hy gemaak het vir Moses. Toe Moses Israel moes lei deur die woestyn, het God gesê, ek is met julle en ek is vir julle. Ek sal julle nooit alleen laat nie en ek sal julle nooit in die steek laat nie. Kan jy dink aan al die onsekerhede, ook wat voorsiening betref, wat fisiese dinge betref in 'n woestyn? Kan jy dink die onsekerhede wat saam met 'n woestyn kom, oor oorlewing? En God sê vir Moses, en hy het dit nie net gesê nie, hy het gestand gedoen aan daai belofte. Vir 40 jaar het hy mense onderhou in die woestyn. Mense in die woestyn. Selfe belofte vir Josua, wat moet ingaan in 'n land waar daar allerlei vyande is, en van daai vyande is reuse. Hebreërskrywer sê vir my en jou wat nou onder Jesus se koningskap staan, die goeie nuus. Jesus is die Christus, hy is die Here. Vir ons gee God nou in die eerste persoon dieselfde belofte. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal jou nooit alleen laat nie. En ek sal jou nooit in die steek laat nie. Kort gesê, ek is met jou. Ek is vir jou. En die Hebreërskrywer maak daai belofte spesifiek van toepassing op ons finansiële lewens. Natuurlik is dit op toepassing is dit van toepassing op ons hele lewe. Elke faset van ons lewe kan ons vertrou. God is met ons, God is vir ons. Maar dis juis wanneer dit kom by ons finansiële storie, ons geld storie, wat die Hebreërskrywer sê, sy glorie, sy heerskappy, jy kan hom vertrou, want hy's vir jou en hy's met jou. En dit maak dat ons geldige stories kan lewe. Lewens kan lewe wat gebou is op nuus wat jy kan vertrou. God is met my en hy is vir my. En dan sê die Hebreërskrywer, ons kan nou tevrede wees. 'n Lewe van vertroue loop oor in 'n lewe van vergenoegdheid, tevredenheid. En dis waaroor ek en jy vandag dan verder gaan kuier. Hoekom is 'n lewe van vergenoegdheid, 'n lewe van tevredenheid, deel van die seën wat God se koninkryk, die goeie nuus van God se koninkryk en Jesus as koning, nou in ons lewens inbring? Hoekom is dit deel van die seën? En hoekom is dit juist so 'n belangrike aspek van die lewe onder die goeie nuus, Jesus is koning? 'n Lewe van tevredenheid en vergenoegdheid. Ons wêreld sê, tevredenheid, vrede, om tevrede te wees, om vergenoeg te wees, dit kom wanneer jy meer het. Hoe meer jy het, hoe meer tevrede, hoe meer belewennisse, ervarings, hoe meer geld, hoe meer keuses, hoe meer besittings, hoe meer gaan jou lewe tevrede wees, vol vrede. En vriende, ek en jy weet, dis nie die waarheid nie, né? 'n Mens kry mense met baie min en hulle is baie tevrede. Daar's baie vrede, baie vreugde in hulle lewens. En dan kry jy mense met baie min en hulle het geen vrede of vreugde nie. En dieselfde mense met baie. Jy kry mense met baie besittings en baie geld en hulle is sielsongelukkig. Hulle lewens word die heeltyd gedryf deur vrees. Ek onthou een van my sê, as jy 'n miljoen rand se kar koop, is jy die heeltyd ge-worried, want wie gaan hom krap in die parkeerplek? Baie mense met baie is tevrede. So hier is die punt, dit gaan nie oor hoeveel jy het nie. Tevredenheid is nie gekoppel aan wat jy het nie. Hebreërs sê, tevredenheid se bron is wie in jou lewe is. En wanneer God in jou lewe is, het jy die bron van tevredenheid en vergenoegdheid. Wanneer God in jou lewe is,
begin jy op 'n plek van ek het genoeg. Want God is met my en hy's vir my. Ek het God en hy het my. He's got my back. Vriende, dit sluit so aan by wat Paulus in Filippense 4 skryf. Hy skryf juis oor tye en seisoene in sy lewe waar hy min gehad het, hy sê nogal te min, en waar hy oorvloed gehad het. En hier's wat hy oor daai tye van sy lewe skryf. Hy sê, ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om te min te hê, en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in hierdie dinge ingewy, om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat, deur hom wat my krag gee. Dis mos daai bekende versie wat ons baie aanhaal, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Maar wat is dit waaroor Paulus skryf? Hy skryf juis oor ons fisiese lewens, ons besittings, ons finansiële lewens. En hy sê, ek is ingewy. Hy verwys eintlik hier na iets wat baie bekend was in die wêreld van daai tyd. Daar was sekere godsdienste in die wêreld van daai tyd wat die aanspraak gemaak het dat daar sekere geheime is rondom hierdie God en hoe hy werk. En dan is daar sekere mense wat deur sekere rituele ingewy word in die geheimenisse van hierdie God deur sy godsdiens. Nou vir Paulus is God die skepper se geheim uit. Dis Christus. Enige iemand kan nou die geheim ken van 'n lewe saam met hierdie God. 'n Lewe waar hierdie God jou bekragtig. En Paulus sê dat waar Christus hom krag gee, dis wat hom in staat stel om 'n lewe van vergenoegdheid, tevredenheid te lewe. Tevredenheid is nie gekoppel aan wat jy het of wat jy nie het nie. Tevredenheid is gekoppel aan wie jy het. En wanneer jy in Jesus glo, het jy Christus in jou lewe. Jy het God wat sê, ek is vir jou, ek is met jou. Jou vertrekpunt in die lewe is, omdat ek God het ek genoeg. En dit is nogal interessant wat Paulus sê, hy sê ek het geleer. 'n Lewe van vergenoegdheid is iets wat jy leer, juis in die seisoene van jou lewe. Wanneer daar te min is en wanneer daar oorvloed is, jy leer, jy kan God vertrou. Jy kan jou lewe aan hom toevertrou. Wanneer jy te min het en jy bid en jy vra die Here vir sekere dinge, en onthou ons het verlede week hieroor gesels, jy kan die Here vertrou en jy kan jou lewe aan hom toevertrou en jy kan ook die uitkomste aan hom toevertrou. Wanneer jy vra vir allerlei dinge, want jy het dit nodig, dis hoe jy daaroor dink, dan kan jy hom ook vertrou. Selfs wanneer hy nee sê vir wat jy vra, sê hy ja vir jou. Sê nooit nee vir jou nie. En hy is aan die werk. En wanneer jy die Here so leer vertrou, sê Paulus, Christus bekragtig jou dan. Hy gee jou die krag. Selfs as jy te min het, kan jy tevrede wees met wat jy het. Dis die krag van God in jou lewe. Wanneer ek God het, begin my beginpunt is, ek het genoeg. Ek het genoeg en daarom kan ek vergenoegd lewe. Vriende, hoekom sal dit die lewe wees wat Jesus jou voor wil bekragtig? Hoekom is tevredenheid, vergenoegdheid so 'n groot ding vir die Here, dat hy jou juis krag wil gee, 'n innerlike krag, selfs wanneer jy te min het, dat jy sê, ek het genoeg, want ek weet wie's met my en wie's vir my. Hoekom is 'n lewe van tevredenheid so belangrik? Dat Paulus hierdie woorde gebruik. Daar's 'n geheim wat God nou uitgelap het, dis Christus. Maar een van die maniere wat daai geheim jou lewe bekragtig is juis sodat jy vergenoegd kan lewe. Ek is genuine, okay, want hy is met my
en vir my. Hoekom is 'n lewe van vergenoegdheid so belangrik? Nommer 1. Ek wil 'n paar punte uitlig. Nommer 1. 'n lewe van vergenoegdheid skep ruimte. In hierdie wêreld, wat die heeltyd vir jou sê, meer is beter, lewe mense nie met ruimte nie. Hulle lewe tot op die edge. As jy nou jouself 'n bladsy voorstel, daar's kantlyne, maar nie in sulke mense se lewens. Daar's nie spasie nie. Dit word van hoek tot kant vol gemaak. Hulle is heeltyd op die edge as dit kom by hulle tyd, as dit kom by hulle geld, hulle budgets, hulle energie. Hulle lewe tot op die einde. Tot op die kant. Daar's nie eens 'n kantlyn nie. Tot op die kant van die bladsy volgeskryf. En so 'n lewe is daar die heeltyd stres, ongesonde stres, spanning, want daar's geen spasie nie, geen ruimte nie. Terwyl tevredenheid sê ek hoef nie te jaag na meer die heeltyd nie. Ek kan tevrede wees met wat ek het en nou het my lewe spasie. En wat maak dit as 'n lewe spasie en ruimte het? Dit maak spasie dat jy kan kies om ja te sê vir sekere dinge waarvoor jy ander tye nie tyd gaan hê nie. Jy kan kies om te belê in dinge. Jy kan kies om jou lewe te gee. Jy kan beter vra in die lewe. Jy kan vra, hoe kan dit wat ek het, my tyd, my energie, my geld, hoe kan ek dit gebruik vir die koninkryk van die Here? Terwyl as jy so tot op die edge lewe, ek moet alles deeltyd, my tyd, my energie, my geld, ek lewe tot op die kant. Daar's nooit spasie nie. My budget, alles wat inkom, gaan uit. Of partykeer meer as wat inkom, gaan uit. En hoekom? Baie keer is dit omdat ons gedryf word. Ek moet meer, ek moet beter. Want dit gaan my tevrede maak met my lewe. Wanneer jy Jesus het, en hy het jou, dan lewe jy tevrede met wat jy het, want jy weet hy's vir jou en hy's met jou. En dan skep dit spasie. Dit is 'n bladsy, dis 'n storie met kantlyne. En nou kan jy keuses maak. Jy kan met 'n beter visie lewe. Jy kan jou lewe belê in belangriker dinge. Want jou lewe is nie afhanklik, jou tevredenheid in jou lewe is nie afhanklik van die meer wat jy het nie. Is dit nie presies wat Jesus sê nie? Soek eers die koninkryk van God. Al die ander dinge gaan, die Vader weet wat jy nodig het, hy gaan vir jou sorg. En wanneer jy tevrede lewe, help dit jou. Dit help jou om met spasie te lewe. Wat jou tyd betref, wat jou energie betref en wat jou geld betref. Vriende, soveel mense het al op die altare van meer is beter, hulle lewens geoffer. Tot op die limiet. En hulle het niks oor om te offer vir God en sy koninkryk. Hebreërs flip die skrip. Hebreërs sê dis andersom. Jy begin met vertroue. En omdat jy God vertrou, het jy klaar genoeg. Dis hoe jy begin lewe. En nou kan jy dinge doen, maar jy hoef nie heeltyd te jaag na meer nie. En nou het jy spasie, jy het ruimte. En jy kan 'n behoefte sien en jy het geld in die sak om te sê, ek wil hier belê. Ek bou vir my skatte wat ewigheidswaarde het. Dis wat vergenoegdheid doen. Dit bring 'n ander tipe lewe, sodat jy jou lewe kan belê in die belangrike, in dit wat ewigheidswaarde het. En vriende, een van die dinge waarteen vergenoegdheid jou ook beskerm, en veral in ons kultuur is dit 'n groot ding, is hierdie heeltyd vergelyk. Het jy al agtergekom hoeveel van ons kultuur word gebou op mense wat hulle self vergelyk? Die advertensiewese word hier opgebou. Kyk bietjie wat kan jy hê. Kyk bietjie wat die mense het. Kyk hoe gelukkig is hulle. En dan kyk jy deur daai bril na wat jy het en ewe skielik is jy nie meer tevrede nie.
Ewe skielik is daar nie meer vergenoegdheid met die genade wat God in jou lewe werk, in jou seun, met klere, met kos, met blyplek. Ewe skielik sien jy 'n ander ou se huis en jy sien 'n ander ou se kar en jy sien hoe ander mense aantrek en dan kyk jy na jouself. Vergelyking kweek 'n aptyd vir meer is beter. Meer is beter. En dis asof ons westerse kultuur en ons kapitalisme op daai aptyte gebou word. En ons moenie die krag van ons kultuur onderskat nie, vriende. As jy nie gaan waak nie, hoe sê Hebreërs, laat jou lewe, hou jou lewe vry van geldgierigheid. Jy gaan moet waak, jy gaan moet ag gee, jy gaan moet jou hand op die engine van hierdie bootjie van jou lewe hou, want anders gaan die stroom van die kultuur jou in 'n ander rigting vat. Nee, ons ry stroom op. Ons lewe met 'n ander koning wat sê, ek is vir jou, met jou, jy het genoeg. Ek gaan jou nooit in die steek laat nie. En dan kan ons lewe met ruimte en ons hoef nie dinge te koop, dinge te doen. Ons hoef nie ervarings te jaag, want ons is bang ons mis uit nie. Want ons lewe nie met 'n vergelyking mentaliteit nie. Dis amper, dink gou 'n bietjie, vergelyking is amper so iets. Jy kyk na 'n fliek, maar die hele tyd terwyl jy die fliek kyk, gaan jy na 'n ander kanaal toe om te sien hoe gaan dit in 'n ander fliek. En jy verloor die draad van hierdie storie heeltemal. God sê vir jou in jou storie, ek is vir jou en ek is met jou. Hou op om jouself te vergelyk, want dit gaan jou blind maak vir God se seën en God se genade in jou eie lewe. En dis wat 'n lewe van vergenoegdheid doen. Dit bewapen jou om God se genade in jou lewe raak te sien en te vier. En vriende, moet asseblief nie vergenoegdheid dink, 'n lewe van tevredenheid en vergenoegdheid is 'n ambisielose en 'n visielose lewe nie. Moet glad nie daai fout maak nie. Dis wat die wêreld vir jou wil sê. Jou visie en jou ambisie en jou sukses is afhanklik van wat jy bymekaar maak. Nee, vergenoegdheid sê juis, ek kan nou visie en ambisie en sukses hê in dinge wat regtig saak maak. Ek kan my lewe belê in God se koninkryk, vir God se koninkryk, vir dinge wat regtig saak maak. Dis die krag van 'n lewe van vergenoegdheid. En dis hoekom, soos Paulus sê, Christus jou in staat wil stel, krag wil gee, om met tevredenheid te lewe. Dat jy spasie het, in jou tyd, in jou energie, in jou geld, sodat jy ook 'n lewe kan belê vir dinge, of in dinge wat regtig saak maak, vir God se koninkryk. So hoe? Paar praktiese riglyne. Hoe groei ek en jy in 'n lewe van vergenoegdheid? Ek wil jou uitnooi om oor hierdie praktiese stappe 'n bietjie te dink en te dink, wat is die een ding waaraan jy nou kan aandag gee? Een van die voorstelle is om te vas. Jy het reg gehoor, om te vas van vergelyking. Aptyte word nie tevrede gestel deur dit te voer nie. Aptyte word vergroot as jy dit voer. As jy die heeltyd kyk na wat jy nie het nie, as jy die heeltyd jouself blootstel aan dinge wat maak dat jy jou vergelyk met ander mense, as dit die dinge is waaraan jy jou blootstel, en dit kan verskillende goed wees, dit kan sosiale media wees, nee. Dit kan daai advertensieblaaie wees op die internet of op fisies, nee, die koerant. Dadelik te blaai na die gadget afdeling, dis nou een van my swakpunte, of die klank afdeling. Kyk hierdie, ek is seker as musiek deur daai speakers hoor, gaan dit my in die hemel invat. Ons almal het sulke punte om te vas van daai blootstelling. Die goed wat by jou aptyte wek, wat die heeltyd vir jou wil sê, net 'n bietjie meer, dan gaan jy tevrede wees. Neem 'n besluit om vir 'n tydperk van sulke dinge te vas,
van daai blootstelling te vas. En vas is nooit te wille van vas nie. Wat jy ook kan doen in hierdie vastydperk, is om regtig intentioneel te let op die dinge waarmee God jou reeds geseën het. So dis die eerste uitnodiging. Hoe groei ek in 'n lewe van vergenoegdheid? Vas van vergelyking en bou 'n memory van dankbaarheid. Miskien kan jy dit elke dag doen. Aan die begin van 'n dag en aan die einde van 'n dag. 3 dinge wat jy vandag gesien het, wat God jou mee geseën het in jou lewe. Bou 'n lewe. Party mense praat van 'n dankbaarheidsjoernaal. Hulle skryf dit neer. 3 dinge wat God vandag, waarmee sy genade jou geseën het. En bou 'n memory van God se seën in jou lewe. Tel jou seëninge. Tel hulle een vir een. En jy sal sien dat God wat in Christus vir jou ja gesê het en vir jou gesê het ek is met jou en jou vir jou, is besig om in jou lewe regtig te voorsien. So dis 'n uitnodiging. Ek dink 'n tweede uitnodiging is om moeite te doen en miskien kan julle as gesin dit doen. Definieer wat is genoeg. Wat is vir julle genoeg? Ek hoor in die week 'n storie van 'n gesin wat saam besluit het. Hulle gaan die huis waarin hulle gewoon het verkoop, want die verband was baie groot en dit het gemaak dat hulle nie met ruimte kan lewe nie. En toe hulle die huis verkoop en hulle verband is kleiner, toe het hulle spasie. En die impak van daai besluit op die gesin, op die vergenoegdheid, op die dankbaarheid en ook op dit waarin die gesin hulle lewens toe kan belê. Ewe skielik het hulle ruimte om te belê in die koninkryk van die Here. So definieer wat is genoeg vir julle. Dit kan jou help met 'n lewe van vergenoegdheid en om daarin te groei. En dan 'n derde punt wat ek sou wou maak. Vier ander mense se sukses. Wanneer ons die Here prys vir sy goedheid in ander mense se lewens, breek dit die krag van ons kultuur om jouself die hele tyd te vergelyk. Die hele tyd te voel jy skiet tekort. Jy weet, die wêreld skree dit op soveel maniere. Kyk wat die mense het, kyk wat hulle doen. My maat, jy's agter. Jy's agter en jy's besig om al hoe verder agter te raak. Terwyl die evangelie fluister in jou hart. Jy het genoeg, want God is met jou en vir jou. En wanneer jy daai belofte en daai goeie nuus jou eie maak, word dit makliker om dan te sê, goed, as God vir my is hy ook vir ander mense. En ek kan saam met hulle bly wees oor dit wat hulle geniet, dit wat hulle bereik. Ek kan saam met hulle fees vier. En dit breek die krag van gierigheid in ons lewens. 4 ander mense se sukses. En vriende, al hierdie dinge is baie keer vir ons moeilik, né? Om te vas van vergelyking, om te sê nee, ek gaan myself nou nie aan hierdie goed blootstel nie, want ek weet dis nie goed vir my nie, want dit skep 'n aptyt by my vir meer en meer en meer. En om dankbaar te wees, intentioneel neer te skryf, of ten minste elke dag te eindig en miskien selfs te begin met 3 dinge. Here, hier is waarvoor ek vandag vir jou dankie wil sê, want jy seën my in my lewe en ek tel my seëninge, want ek waardeer God se genade in my lewe. Dis baie keer moeilik, is moeilik baie keer om ander mense se sukses te celebrate. As een lid bly is al die lede bly. En daarom sê Paulus, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Vra die Here om jou te help om te groei in 'n lewe van vergenoegdheid. Want dit gaan jou help om 'n geldige storie te lewe. 'n Lewe wat nie gebou is op fake nuus nie. 'n Lewe van tevredenheid, wat groei uit 'n lewe van vertroue uit, is 'n lewe
wat ruimte het om regtig iets te beteken in hierdie wêreld. En ek sou jou ook wil uitnooi, miskien 'n 4de punt, wat jy kan beoefen is om te rus. Om ergens in jou dag of ergens ten minste in jou week 'n tyd eenkant te sit. Al is dit net 'n middag of 'n aand of miskien ten minste 'n halwe dag wat jy nie meer jaag nie. Wat nie gaan oor jou werk en jou produktiwiteit nie. Maar waar jy net kies om te rus en dankbaar te wees vir wat God reeds in jou lewe jou mee geseën het. Vriende, dit is die lewe, dit is die storie waartoe Jesus my en jou roep en waartoe hy ons bekragtig met sy goeie nuus, dat hy nou koning is en nou kan ons 'n ander storie lewe. So mag ek jou vra, hoe tevrede is jy? As jy moet kyk na wat jou hart vir jou sê. Sê jou hart vir jou, ek het genoeg. Of is daar iets in jou wat jou jaag? Meer, ek is agter. En as daar iets is wat in jou jaag, na meer, dan is dit Jesus se uitnodiging. Hy wil jou help, want hy's koning, ook van jou behoeftes en jou finansies. Vertrou jou lewe aan hom toe. Jy kan hom vertrou, jy kan jou lewe aan hom toe vertrou, ook wat die uitkomste betref. Vertrou dat hy genoeg is en dat hy vir jou is en met jou is. Vertrou. En as dit veel moeilik is, vra hom om jou te help, want dis waarvoor hy nou teenwoordig is in jou lewe. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Hoe gee Christus my die krag? Wi-Fi dit hier op 'n afstand? Nee, stuur hy dit oor 'n telegram? Nee. Deur die Gees wat in jou woon, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Die Gees waardeur jy nou glo, Jesus is die Here. Dieselfde Gees is Christus wat jou nou wil bemagtig vir 'n lewe van vergenoegdheid, sodat jy 'n lewe kan lewe wat regtig iets beteken. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U koning is van alles, van die hele wêreld, en dat U koningskap 'n nuwe tydperk in wêreldgeskiedenis ingelei het, 'n nuwe skepping, en dat ons nou ook nuwe mense kan wees, nuwe stories kan leef, nuwe goeie nuus kan glo. Jesus is die Here en God is met my en vir my. Here, dankie vir U woord en dankie vir die Heilige Gees. En dankie dat U kragtig in ons werk om ons te versterk, sodat ons in alle omstandighede kan leer om tevrede te lewe. Leer ons dit, Heilige Gees, leer ons. Jesus, bekragtig ons. Here, bekragtig ons. U wat niks gehad het nie, en toe jy aan die kruis sterf, die enigste besitting wat U gehad het, die kledingstukke, het hulle nog dit verdeel. U het alles verander. Dankie dat U ons in daai lewe insluit. Dit ons deel kan wees van U koninkryk. Ons lewens is nie afhanklik van wat ons het of nie het nie. Ons het genoeg, want ons het U. U is vir ons en met ons. Ons eer U. En ons dankie dat U vir ons in hierdie lewe lei en bemagtig. In die naam van Jesus. Amen. Vriende, was so lekker om saam met jou te kuier, en volgende week kuier ons verder met hierdie reeks oor ons finansies, en mag jy regtig in hierdie week met hierdie oortuiging leef. Ek het genoeg en ek is genoeg, want Jesus is in my lewe, en ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee.
Die Here seën vir jou.